Goeiemôre julle awesome seëneeg. Ek hoop julle het lekker geslaap. En ek is baie opgewonde vanoggend want ons kyk na twee van my gunsteling verse in die hele woord van God. Nou toe ons begin het met Spreuke 18, toe sê ek vir julle ek het baie van profesie geleer in hierdie hoofstuk. En dit is meerendeel as gevolg van hierdie twee verse. Spreuke 18 vers 20 en 21 sê die volgende: Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat beteken dit? Wel, kortliks beteken dit obviously dat ons woorde krag dra, nee. Maar wat het dit uit te waai met profesie? Jy sien, as jy gaan kyk na die Griekse en die Hebreëse woorde van prophet, dan sê jy sien dit is a man that's inspired. So hy is geïnspireer deur God om te spreek. So in ander woorde, hy spreek wat God vir hom sê om te spreek, nee. Hoor wat sê 1 Petrus 4 vers 11, dit sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God aan alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom, tot in alle ewigheid. Amen. So nou het ons gesien, nee, uit iemand se mond uit word hulle versadig, deur die opbrengs van hulle lippe, word hulle versadig. Ons het gesien dat krag van lewe en dood in die tong is, en hy wat dit gebruik, pluk die vrugte daarvan, nee. Dan sien ons in 1 Petrus 4 vers 11, dat as iemand spreek, laat dit wees soos die woorde van God. Jy sien, die woorde van die God wat ek dien, het skepende krag. 1 Johannes 1 sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. In ander woorde, wanneer ek spreek asof dit die woorde van God is, spreek ek Jesus. Dieselfde Jesus wat realiteit gevorm het. Dieselfde Jesus wat vir 'n dooie dogtertjie sê, staan op, en sy staan op. Maar dan as ek besef in Psalm 139, dat God het al my dae klaar in 'n boek opgeskrywe. Sy boek. En dat sy gedagtes, wat hy vir my opgeskryf het, meer as die sand is. En dan kyk ek Jeremia 29 vers 11 en ek sien dat daai gedagtes is vir voorspoed en nie teëspoed nie. Dan besef ek om te bid en te spreek, dit wat God se wil is oor my lewe, word profesie. Jy sien, wanneer ons in gebed ingaan en ons laat toe, dat die Heilige Gees ons lei om oor onsself en oor mense te bid, word dit profesie. Wanneer ek besef dat daar is krag van lewe en dood in my tong, en dat wanneer ek spreek, moet dit wees asof die Here deur my spreek, asof dit die woorde van God is wat ek spreek, dan kan ek myself nie meer stupid noem nie. Ek kan nie meer vir myself sê ek is useless nie. Ek kan nie vir myself sê ek gaan fail voordat ek begin of even probeer nie. En baie kere sal ek die onmoontlike begin spreek en mense sal vir my weird aankyk. Maar deur geloof moet ek besluit, wie gaan ek behaag? Die mens of God? Wie glo ek? Die gesigte van mense of die woord van God? Ek sê vir jou vanoggend dat ek het realiteit al menigte male sien verander voor my oë as gevolg van hierdie verse. Maar jy sien, ek sê weer vir jou, 1 Petrus 4 vers 11 sê dit moet wees asof dit die woorde van God is. Om te verstaan wat die woorde van God is, het ek twee dinge nodig. Ek moet die woord verstaan en ek moet sy lewende stem ken. Ek moet weet hoe om te hoor in die geestelike riem in vir wanneer hy praat. Ek moet weet hoe om te luister. En dit kom net deur intimiteit. Dit kom net deur gebed. Hierdie twee verse het die krag om jou lewe en jou familie en enigiemand se lewens om jou te verander. Nie net een keer nie, maar oor en oor en oor en oor. Ek dink is die beste verse wat 'n jong mens kan kry. Dit verander jou verstand oor alles. Dit verander jou verstand oor die musiek wat jy luister. Verander jou verstand oor die manier wat jy praat, die dinge wat jy sê. Maar dit het net daai krag as jy bereid is om die werk in te sit en te soek, toe te pas en te glo. Anders gaan dit net 'n mooi versie wees wat jou religious gemaak en nie gaan toelaat dat sekere dinge in jou teenwoordigheid gesê word nie. Gaan jy eintlik superstitious maak. Nee, ons kan nie dit sê nie. Ja, dit gaan jou superstitious maak. Maar wanneer jy besef is 'n lewende woord, wanneer jy besef, dis letterlik die verskil tussen lewe en dood, dan is dit sterker as enige atoombom wat in jou mond is. Dan het dit die krag om nasies te skud. Want selfs net deur 'n mosterdsaadjie van geloof het jy dan genoeg krag om vir 'n berg te sê, tel jou op en werp jou in die see. Jy kan die boodskap klaar luister en sê, ag, dis mooi.
of jy kan jou lewe voor die Here gaan neerlê. Vra Here, wat is in u boek opgeskrywe teenoor wat besig is om te gebeur? En dan, Vader, leer my asseblief om oor my lewe te spreek, dit wat u gesê het in u boek oor my lewe, sodat ek in lyn kan val met die plan wat u het vir my. Bless julle, lekker naweek.